Goeiedag gemeente en welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Universiteitsoor. Dis vir ons baie lekker om jou vandag te mag verwelkom. Dan al die paas en ons sê sommer by die gemeente, die paas sluit al die manne in wie dalk hondepaas mag wees, paas van kleinkinders, van kinders, ag sommer net enige man wil ons vandag sê. Geseënde Vadersdag. Mag dit vir jou goed en 'n lekker dag wees, mag jy sommer baie bederf word en mag die kos wat jy eet vandag sommer nog lekkerder vir jou ook proe. Geseënde Vadersdag aan elkeen ook van julle. Vriende, ek wil julle graag herinner dat sou julle kies om die Here te wil dien met julle dankoffers, is julle welkom dit dalk na die erediens te doen. In die comment seksie van hierdie YouTube uitsending is daar 'n link na ons webwerf toe wat jy dan nou sal vat na waar al ons dankoffers is. Jy is natuurlik ook welkom om dit met SnapScan te kan doen. Goed, kom ons begin. Ek nooi jou uit om vandag saam met my hierdie volgende belydenis te maak en dan daarop te reageer of onsself te herinner aan belofte wat die Here aan ons gemaak het en dan daarop te reageer om te besef dat die Here is hier, maar hy is ook daar waar jy jouself vandag mag bevind. Die woorde gaan nou op die skerm verskyn. Jy is welkom om saam met my hart op te sê as ons geloof bely vanoggend deur om te sê Jesus is Here. Vriende, die Here maak 'n belofte aan ons dat waar ons is hy ook. En daar kan ons onsself van hierdie belofte vandag herinner deur om te sê, Jesus is hier. Kom ons reageer nou op hierdie uitnodiging van die Here om in sy teenwoordigheid te kom rus en te kom wees deur om te sê, kom rus in hom. Vriende, ek gee vir jou geleentheid om dan nou stil te word, rustig te word in die Here se teenwoordigheid, jouself oop te maak en in te stel vir hoe hy ook dan nou met ons gaan werk. En jy kan dit doen deur hierdie asemgebed dan nou ook te sê. In jou gedagtes sê jy soos wat jy inasem, die Gees is in my. En soos wat jy uitasem, in u hande gee ek myself. Kom ons word stil. Gemeente, ek groet julle dan ook vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wie se lig oor jou straal, wie se liefde jou sal omvou en wie se krag jou sal bewaar en in wie se teenwoordigheid jou ook oor jou sal waak. Amen. Kom ons sluit ons oë en bid ek vir ons. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag weer op 'n digitale manier by mekaar uit te kan kom. Dankie Here dat U tegnologie vir ons gegee het om ons as geloofsgemeenskap, waar ons ook al mag wees, ook op so 'n manier mekaar te verbind en dat ons nog steeds deel kan hê, nie net van mekaar nie, maar ook van U. En daarom is my gebed vandag, Here, dat wanneer U nou met ons gaan praat en werk deur die woord, Here, dat ons onsself sal oopmaak, dat ons sal luister na wat U sal sê en dat U ons gedagtes vir ons sal rig en ons gefokus sal laat om na U te kan luister. Here, werk asseblief nou met ons. Ons sal luister na wat U sê. Amen. Vriende, as kind het ek nog nooit so kunstig gevoel soos toe ek 'n inkleurprent gekry het wat min of meer so gelyk het nie. Dis hierdie prente waar jy die nommers so aan mekaar moet verbind en dan vorm die buitelyne 'n wonderlike kunswerk wat jy dan nou later kan gaan inkleur. Ek weet nie wie vir julle kan dit nog onthou nie of wie dit miskien vir hulle kinders gegee het om hulle daarmee besig te gehou het nie. Nou vir 'n ou soos ek wat nie eers 'n stokmannetjie kon teken nie, het hierdie my laat voel asof ek die vermoë gehad het om iets buitengewoon tot die lewe te kon bring. Ek was mal daaroor gewees. Jy was nooit seker gewees natuurlik wat jy tussen hierdie lyn of hierdie kolletjies en hierdie nommers na vore kan bring nie. Maar dit het so goed gevoel as jy op die einde van die dag dit kon regkry. Jy moes natuurlik ook baie goeie konsentrasie gehad het, want een verkeerde lyn wat op 'n verkeerde plek verbind word aan mekaar, het daai haai wat jy probeer teken het in 'n papgoue visie verander. Dit was altyd so lekker om na so amper leë papier te kon kyk en te weet, die oomblik as ek nou hiermee besig gaan raak, gaan daar iets besonders na vore kom. Vriende, vandag gaan ons 'n rukkie stil staan by die boek Hebreërs. En wat die skrywer van hierdie boek vir ons wil doen, is om ook 'n klompie kolletjies aan mekaar te verbind, sodat ons duideliker sal kan raak sien wie Jesus is, waarvoor hy gekom het en hoe ons dit in ons lewens vorentoe kan en moet beïnvloed. En die manier hoe die skrywer dit doen, is om die kolletjies van die Ou Testament met mekaar te begin verbind. 'n vorige kollega van my het altyd gesê, dat soos wat ons terugkyk in die Ou Testament in, dat daar 'n klomp straatligte staan, wat vir ons van die begin af ons op die pad wil begelei, tot waar die ware lig is, wie natuurlik Jesus Christus is.
Hebreërs is natuurlik ook 'n baie interessante boek. Ons kan byvoorbeeld nie presies sê wie die skrywer van hierdie boek is nie. En ons kan ook nie heeltemal seker wees vir wie hierdie boek geskryf is nie. Alhoewel daar 'n sterk vermoede is dat dit vir Joodse Christene geskryf was, juis omdat daar so baie verwysings na die Ou Testament in hierdie boek is. Nou vriende, ongeag wie hierdie boek geskryf het, is Hebreërs seker een van die mees besonderse stukke werk in die Nuwe Testament. Dit het die mooiste en treffendste waarhede oor ons geloof wat die skrywer met ons deel, om ons juist te kan help om te kan verstaan en te kan sien wie hierdie Jesus is, wie elkeen van ons elke dag probeer navolg. Iets waarvan ons wel seker is dat die mense wie hierdie brief ontvang het, vir sekere laagtepunte in hulle geloofslewens beleef het. Dit was heel waarskynlik gelowiges wie vervolg was, erge teenstand ervaar het, moedeloos begin raak het, en van nature dan nou ook begin het om die vraag te vra, maar wat is die sin daarvan, om in hierdie Jesus te glo en sy weg te volg? Dis natuurlik 'n groot vraag wat die skrywer dan probeer beantwoord deur om juis verskillende kolletjies uit die Ou Testament bymekaar uit te bring om die leser te help om vir Jesus en die waarheid, sy waarheid wat hy verkondig het, duideliker raak te kan sien. The Bible Project, as jy ooit gewonder het, wat ook op YouTube is, het 'n uitstekende video wat die hele boek so mooi saamvat en verduidelik. Jy is welkom ook daarna te gaan kyk om Hebreërs nog 'n bietjie beter te probeer verstaan. Maar ek wil jou dan op daardie punt uitnooi om saam met my jou Bybel oop te maak by Hebreërs 2, dan lees ons vanaf vers 5 tot vers 18 vandag saam. Die opskrif daar, die leidsman tot die saligheid. Vanaf vers 5 tot 18 in Hebreërs 2 sê dit die volgende. Dis nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? 'n menskind dat u na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as 'n engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mens wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder sê hy, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lang in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk geword, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Vriende, ons lees net tot daar. Die skrywer van hierdie gedeelte hou een van my heel gunsteling psalms aan, en dis Psalm 8. Psalm 8 besing die grootheid van God en die goedheid wat hy aan die mens bewys het, deur om ons in sy beeld te geskep het en om ons met sy heerlikheid te kon kroon. Hierdie Psalm help ons om te besef dat God aan die mens 'n ereposisie in sy skepping gegee het. En daarom herinner Psalm 8 ons aan hoe God oor ons dink en aan wie ons is. Ons is in die beeld van God geskape, met sy heerlikheid gekroon, daarom leef en tree ons anders op. Nou ongelukkig, skiet die mens wel tekort hierin, doen ons nie. Ons hoef net te kyk na al die oorloë wat besig is om aan te gaan in die wêreld vandag, die korrupsie ook in ons eie land en die uitbuiting van doodgewone mense wat op verskillende maniere gebeur
in die samelewing vandag. Mense maak ander mense seer, daar's 'n liefdeloosheid wat heers tussen mense vandag. Ons mag maar ook dan vandag erken dat die mensdom ver te kort skiet aan wie die Here ons graag wil herinner ons is. En daarom glo ek, vriende, wil die skrywer hulle, die wat die brief ontvang het en ook ons wat dit vandag lees, aan twee goed herinner wanneer hy juist Psalm 8 aanhaal. Die eerste ene, dat God nog steeds dieselfde van die mens dink, en die tweede ene, dat hy nooit sy rug op die mens sal draai nie. Vriende, dis juist oor hierdie aangrypende liefdesdaad van God waarvan die skrywer wil getuig. Want ewe skielik is dit asof die skrywer uitjubel, maar ons sien Jesus. Die mooi vir my van hierdie om Jesus te sien, is dat die Grieks nie praat van 'n uiterlike sien nie, maar van 'n innerlike waarneming en bewuswording. So as daar 'n skielike fokusverskuiwing is in die teks na Jesus toe, is dit omdat die skrywer wil hê die mens bewus moet word van hierdie Jesus, wie hy is, wat hy gedoen het en hoe dit hulle lewens vorentoe ook kan beïnvloed en hulle toekoms vir hulle moet bepaal. En is op hierdie manier, deur om hierdie wie, wat en hoe te beantwoord, wat die skrywer al die kolletjies met mekaar begin verbind, sodat hulle en ons die besonderse posisie van Jesus kan sien. Kom ons kyk, hoe verbind hy dan nou die kolletjies vir die mense, sodat hulle vir Jesus al meer duideliker in hulle lewens kan begin raak sien. Eerstens, wil hy vir hulle sê wie hierdie Jesus is. Hy is die opgestane Here, die Seun van God, wie ook self God is, wie meer as die engele is, maar wie gekies het om vir tydjie minder te word en as mens tussen ander te kom leef het. En hierdie Jesus se boodskap was beklemtoon deur die feit dat hy eerder die lydensweg gekies het as om as koning bedien te word. Daarom is hy die vervulling van Psalm 8 natuurlik. En as ons dan vra, maar wat het hy dan nou kom doen? Toe hy die lydingsweg gekies het namens ons, het hy dit gedoen sodat hy vir ons sondes kon sterf. En toe hy vir ons gesterf het op die kruis, het dit ons in staat gestel om nie meer vervreem van God te wees of te leef nie. Wat bedoel ek daarmee? Nikki Gamble, die skrywer van die Alpha kursus, het dit eintlik vir my so mooi op 'n tyd geïllustreer. Hy sê, verbeel jou dat hierdie hand stel jou voor en jou verhouding met die Here voor. En hierdie boek stel vir ons voor wat ons alles vervreem van God af, wat ons afsny van God af. Hierdie hand stel weer vir Jesus voor. Jesus is die enigste mens wat nog nooit enige iets verkeerd gedoen het nie. Soos ons genoem het, is hy die vervulling van Psalm 8. Daar was altyd 'n perfekte verhouding tussen hom en die Vader gewees. En wat Jesus dan op die kruis vir my en vir jou kom doen het, is om hierdie boek, dit wat ons vervreem het van God, van ons af weg te neem, op onsself te neem, sodat ons dit nie meer hoef te dra nie. Nou dit laat my en jou vry, om nou in 'n verhouding met die Here te kan staan, 'n vrye verhouding met die Here te kan staan. Omdat Jesus uit genade en onvoorwaardelike liefde kies, om dit namens ons elkeen te doen, kan ons steeds met die heerlikheid van God, gekroon word en daarmee elke dag saamleef. So hoe beïnvloed dit dan nou ons toekoms? Reg deur die evangelies in die Nuwe Testament word ons bewus van Jesus wat my en jou uitnooi om in sy voetspore te volg, om navolgers van hom te word, sodat ons nou reeds in die lewe kan ervaar en beleef, soos wat God het juist van die begin af vir elkeen van ons wou gehad het. Hy wil hê dat ons nou reeds saam met hom moet deelneem aan die herstel van hierdie wêreld. Dat ons deur sy liefde gerig en gelei moet word. Dat ons deur hom volmaakte verhouding sal ervaar. Dat ons ook met hom in 'n volmaakte verhouding sal staan en dat ons sy vrede in ons lewens elke dag sal kan ervaar. So hoe moet dit die hoorder, ek en jy wat hierdie lees, se lewens dan nou beïnvloed? Wel, Jesus wil dit vir almal van ons hê. Daarom is die belofte van God vir die hele nageslag van Abraham bedoel, wat my en jou insluit. Hy stuur vir ons sy gees om saam met ons te wees, om ons te herinner dat ons nie alleen is nie, en dat hy by ons is, teenwoordig is in elkeen van ons se lewens. En wanneer ons dan dit toelaat, dat hy deur ons werk, verander dit nie net die manier hoe ons uitkyk, of ons uitkyk na die lewe nie, maar verander dit ook vir ons, totaal en al. So, nou het die skrywer vir ons 'n duidelike prentjie begin skets, van wie Jesus is. Ons sien nou al hoe meer vir Jesus raak.
Ons verstaan beter wat hy gedoen het, wie hy was en hoe dit ons lewens vandag kan beïnvloed. Maar wat maak ons dan nou met hierdie volle prentjie van wie Jesus is? Die prentjie net so natuurlik, hierdie stukkie papier, om dit te weet, om te weet wie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het en wat dit vir ons lewens kan beteken, gee vir ons dalk vrede. Vir baie van ons is dit goed om dit vas te kan hou, want dit gee vir ons hoop en dit gee vir ons moed. En ander verkies dit om dit miskien dalk net so raak te kan sien in hulle lewens. Maar is dit al wat dit moet wees? Moet ons net kennis neem van hierdie prentjie, vir mekaar sê, ek sien nou ook vir Jesus. Of moet dit eerder wees, wow, ek sien en ek ervaar Jesus in jou lewe. Die teoloog en Nuwe Testamentikus Scott McKnight skryf in een van sy boeke, The Jesus Creed, dat ons as gelowiges Jesus is. En vir baie van ons mag dit dalk vreemd klink. Maar al wat hy eintlik daarmee bedoel, is presies wat Paulus konstant ook in al sy briewe en boeke geskryf het. Dat ons die hande en die voete van Jesus is. Dat ons die liggaam van Christus is in hierdie gebroke wêreld vandag. So daarom dan nou die vraag, wat maak ons met hierdie prentjie? Kyk ons net daarna en neem kennis daarvan? Of probeer ons om ons bes om dit te internaliseer en deel van ons lewens te maak? Hierdie prentjie toe te laat om ons lewens vir ons te kom vorm en verander. Dis net in die uitleef en die deelneem aan hierdie prentjie, dat ons die ware waarde daarvan sal ervaar en beleef in ons eie lewens en in ons harte. Dis in die deel van hierdie liefde wat ons dit ook self sal voel en ervaar elke dag. Die tyd en die situasie waarin ons onsself bevind vandag is uitdagend en is skrikwekkend vir baie mense. Maar nog nooit van tevore was daar 'n beter tyd gewees, beter geleentheid gewees vir die liggaam van Christus om in beweging te kom op 'n verantwoordelike manier nie. Daarom sal Suster Teresa van Avila se woorde altyd by my bly. Sy het eens gesê, Christ has no body now on earth but yours. Yours are the only hands with which he can do his work. Yours are the only feet with which he can go about this world. Yours are the only eyes through which his compassion can shine forth upon a troubled world. Christ has no body now on earth but yours. Vriende, hiermee sluit ek nou vir ons af. Hebreërs skets vir ons 'n prentjie van wie Jesus is en dit herinner ons aan wat hy vir elkeen van ons kom doen het. Ons weet wat Jesus vir ons gedoen het en waarna toe hy elkeen van ons uitnooi. Maar die vraag bly dan nou, gaan ons as gelowiges in beweging kom, sodat ander Jesus in ons kan raak sien en iets van sy genade en liefde ervaar of beleef? Of gaan ons net eenkant daarna toe kyk? Mag elkeen van ons, soos ons verdiep in ons verhouding met die Here en meer die volle prentjie van Jesus internaliseer en deel maak van ons eie lewens, ervaar hoe sy liefde en genade deur ons werk. Mag sy vrede ook in jou leef. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ek bid vir ons die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want Here, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Vriende, ek herinner jou graag dat as jy wil weet waarmee Universiteitsoord alles besig is, te sien waar ons uitreike heen gaan en hoe dit elke dag ook met hulle gaan, dan nooi ek jou uit om ons te volg op ons sosiale media platforms of om 'n draai te gaan maak op ons webwerf. Daar kan jy natuurlik, sowel as in die comment gedeelte, aan die onderkant van hierdie YouTube uitsending, die link skryf wat jou kan vat om die Here ook te kan dien met jou offergawe. Dankie ook daarvoor. Ons vang dan nou asseblief die seën van die Here en jy is welkom om jou hande so in 'n bakkie te maak, sodat jy dit vir jouself kan ontvang en toeëien, sodat jy dit ook met jou kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Wanneer jy hierdie wêreld, hierdie dag, hierdie week verder dan nou ingaan, mag jy dit glo dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en onvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met een en elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen.
Dankie vriende. Ons sien jou weer volgende